On that day, that Friday, he was made to suffer, inflicted by our transgressions, burdened by our iniquities, tortured by our violence, more than what he could endure, hatred made real and palpable, anger and cruelty against the body, lashed out on the skin, against all that was true and good and beautiful, a mob lynching the innocent, against the divine Son who just wanted to be one of us, cutting down the tree to carve out a cross grown from a seed, a plant whose life's goal was to reach the sun and provide air to this world, the sustenance of breath. But people of power made it into an instrument and tool to execute a political prisoner, someone who was deemed a traitor because he sought a world better than our own, one where we sit at the table together, where the sick are healed, their wounds mended, and liberation is pronounced to the imprisoned, to speak against the principalities of this world, resisting their strategies of violence, declaring the day of the Lord. But all these dreams were dashed on hardened hearts, hearts not able to see God with us, present, breathing the same air, laughing, crying, sleeping, being with, standing beside, needing us as much as we needed him. Except for the few women who followed him to the end, he was abandoned, left to die, until he breathed his last, until he forgave his offenders, executed with thieves, death row inmates, hanging their heads with him, until the clouds darkened, their chests sunken, until the light of the world was extinguished by merciless hands, making the brilliant sky dark, eclipsing, crucifying God, open God, vulnerable God, tender God, who hung there as dead as that tree. Op pad kom hulle 'n man met die naam van Simon T. Hy was van Sirene afkomstig. Hulle het hom opgekommandeer om Jesus se kruis te dra. Hulle kom toe by die plek aan wat Golgotha genoem word. Dit beteken koppie. Hulle gee toe vir hom 'n mengsel van wyn en bitter kruie om te drink, maar toe hy dit proe, wou hy dit nie drink nie. Nadat hulle Jesus gekruisig het die soldate sy klere verdeel deur die gooi van dobbelsteentjies. Hulle het daar rond gesit en hom bewaak. Hulle het 'n plakkaat met die rede vir Jesus se kruisiging daarop bokant sy kop vasgesit. Dit het gelui: "Dit is Jesus, die koning van die Jode." Daarop het hulle saam met Jesus ook 2 kriminele gekruisig, een aan elke kant. Die verbygangers het net spottend hulle koppe geskit en hom toegesnou. "Toe nou, jy kan mos die tempel afbreek en dit weer in 3 dae opbou. As jy dan God se seun is, red jouself en kom van die kruis af." Die priesterhoofde, tesame met die skrifkenners en die familiehoofde, het ook gespot en gesê:
Foei tog. Hy het ander gered, maar hy kan homself nie red nie. Hy is mos die koning van Israel. Laat hy nou afkom van die kruis, dan sal ons in hom glo. Hy het mos op God staat gemaak as God sodanig lief is vir hom, laat hy dit nou bewys deur hom te red. Hy het tog self beweer, ek is God se seun. In hierdie selfde trant het selfs die kriminele wat saam met hom gekruisig is, hom beledig. Van 12 uur af het dit oor die hele land donker geword tot 3 uur die middag. Teen 3 uur het Jesus baie hard uitgeskree: Eli, Eli, lema sabachthani. My God, waarom het U my verlaat? Party van die omstanders het dit misverstaan en gedink hy roep na die profeet Elia. Een van hulle hardloop toe gou, vat 'n spons, maak dit vol suurwyn en steek dit op die punt van 'n riet om hom te laat drink. Die ander het agter gesê: los hom. Kom ons kyk of Elia hom kom red. Maar Jesus het weer baie hard uitgeroep en die laaste asem uitgeblaas. Daardie oomblik het die swaar gordyn in die tempel in 2 geskeur, van bo tot onder. Die aarde het gebewe en die rotse het uitmekaar gebars. Selfs die grafte het oopgegaan en God het die liggame van baie gelowiges wat reeds dood was, weer lewendig gemaak. Hulle het uit die grafte gegaan en na Jesus se opstanding het hulle die heilige stad Jerusalem binnegegaan en aan baie mense verskyn. Die Romeinse offisier oor 100 en die ander soldate wat Jesus bewaak het baie beangs geword toe hulle die aardbewing en die ander gebeurtenisse sien en hulle het gesê: hierdie man was werklik waar die seun van God. Goeiemôre, baie welkom en dit is so lekker om saam met jou op hierdie besondere dag te kuier. Ons het die laaste 40 dae saam gelees, gebid en ons het hierdie vraag probeer vashou. So wat is jou oorgee? Kyk, dit is nie iets wat ons sommer vir iemand vra nie. Wat gee jy weg? Wat gee jy oor? As jy nou 'n golfer is, die eerste vraag wat jy vra, so wat jou voorgee? En daai vraag kan ons eintlik op alles in ons lewe toepas. En die 3 grootstes wat ons vra, wat ons verlede keer oor gepraat, so wat jou voorgee oor sekuriteit? Wat se planne het jy as Suid-Afrikaner gemors beland? Nee, ek het planne, ek trek al op 80, is my voorgee. Of jou voorgee met aanvaarding in mense, of met die invloed wat jy in jou lewe het. Dis verskriklike groot vrae wat die heeltyd uitspeel in jou lewe, maar dit is ook die goed wat ons keer om oor te gee. Nou, hoe gee 'n mens oor aan God? So rukkie terug toe 'n ouma wat Living as Love gedoen het vir Wilma 'n briefie geskryf en haar skoonseun wat 5 jaar oud is, skryf dit vir sy ouma, sê dit vir sy ouma. So die ouetjie is 'n legend. Ek vra altyd vir sy pa, hoor jy, is daar nie weer 'n saligspreking van nou aan nie? Hy sê vir sy ouma, mens kan nie Jesus lekker verstaan nie, maar Lego darm instruksies. So as jy na die kruis kyk, hy lê amper op hierdie 2 vlakke van verstaan. Die nie verstaan, Paulus noem dit die misterie van God. So dis die liefde wat Jesus van praat, die tweede myl, die ander wang, jou vyande lief hê. Bro, ons kan nie eens ons vriende behoorlik lief hê nie. Daar's 'n diepte wat ongelooflik is en God wil jou in dit intrek. Luister hoe mooi skryf Paulus dit, Kolossense 2:2, sodat julle harte bemoedig kan word en hulle in liefde verenig mag wees tot die volle rykdom van versekering van insig. En daar is gewoonlik op, ja, ek weet, ek is seker,
Nee. Tot die volle versekering van insig, tot die kennis van die misterie van God, naamlik Christus. So jammer ons het hierdie dag verander in 'n goedkoop hemelresep, wat dit doen het met moraliteit. Daar's soveel, as dit jou na dit toe bring, dit gaan nie lank hou nie. Hierdie is 'n ongelooflike plek, en as jy wil weet wat misterie is, dis nie, nee, ek weet nie, ek verstaan nie, ek kan vorm as soos kind, nee, jy weet, maar jy weet ook, dit is soveel groter, en jy weet ook, jou woorde gaan jou nie nou kan help nie. Ons ken ten dele, ons sien ten dele, is soos om na die reënboog te kyk, ek kan nie net sê, hy is geel en blou nie, daar's skakerings, as die son skyn, verander dit word gemeng, daar's nog nie eens woorde vir daardie kleure nie, dis dit. En dan op die tweede vlak die instruksies, en dis wat Lukas briljant doen. Hy skryf nie oor wat daar gebeur, en hy verduidelik jou, dat jy nou presies kan weet, dis hoekom Jesus doodgaan. Hy skryf oor wat om die kruis gebeur. En hy begin met 3 persone wat daar hang. Dis hoe hy sy teks bou van vers 33. En in die volgende perikoop praat hy oor 3 groepe wat behep is met redding. Die volksleiers, die soldate en dan ook die moordenaar in die kruis. En hy wil veel blik gee op dit, en dan gaan hy verder, en dan vanaf vers 44, dan gee hy 3 tekens wat nou gebeur, en aan eindig van vers 47, wys hy weer 3 verskillende reaksies nou dat Jesus dood is. Die Romeinse soldaat, die kennisse wat daar is, en dan die skare, die kennisse van Jesus wat daar is. So, dit is interessant, hierdie 3. En ek het gedink, wat is dit wat ons keer om oor te gee? Hierdie mense om die kruis kan ons help om dit te sien. So die kruis is nie net 'n plek waar Jesus doodgaan nie. Die kruis help ons om te sien hoe die val self of aspekte van my identiteit keer dat ek kan oorgee. So die eerste groep, die volksleiers, waarvan Pilatus, ek verskoon, ek begin hier te jaag en dan maak ek foute, waarvan Pilatus die grootste toonbeeld is. So wat doen hy? Was sy handel in skuld? So wat is dit? Ek kies gemak bo die waarheid. Het gebeur so maklik. Sy vrou droom die aand en sy kom na hom te sê, Pilatus, hy is onskuldig. Waar speel Pilatus? Gaan na die skare toe, wie wil julle is aanvaarding. Ek kan nie nou 'n fout maak, dalk naby aftrede. Ek gemakkeer ons oorgawe. Tweede plek, ons moet iets sê oor die soldate, wat doen hulle? Hulle werp die lot oor sy kleed. Wat is sy kleed? Is baie geld werd. Maar kyk, dis mos nou hulle werk, maar hulle is so afgesny van die werklikheid, van die pyn van hierdie wêreld, en dis wat ons kan, ons wil nie betrokke raak in die seer van hierdie wêreld, ek sny maar af, ek gaan my eerder aan met my werk, en ek werk maar vir my ou bargainkie uit, dat ek kan net bietjie meer sekuriteit hê. Dis 'n aspek van waarmee 'n gedeelte van myself gedurig besig is. En dan die derde ding, is die moordenaar, hy's kwaad. En hy sê vir Jesus, wil jy my nie help nie? Sy woorde is eintlik, in die een vertaling sê dit, so as jy regtig die een is, nee, maak dan nou my lewe beter. So hy stel nie regtig belang in God nie, maar hy wil hê God moet hom help. Hy wil net van sy lyding verlos word. Dis wat hy wil hê. Hy daai universele gebed, Here, as jy my nou help, gaan ek dit doen. Here, as jy, en jy kan dit seker doen, en God sal altyd sy gedeelte van 'n bargain, of van hierdie bargaining sal God nakom, maar hier's 'n ander blik. Kyk, so ek soek net die power nou, maar ek soek die power vir my, dat my lewe kan beter word. Dis nie hoekom invloed en hoekom mag daar is nie.
So daar hang 'n ou aan die ander kant en hy breek met hierdie kollektiewe bewussyn en al hierdie stemme om hom. So Lukas wil jou eintlik laat sien, kyk, hier's God se lig wat deurkom en kyk hoe keer hierdie aspekte binne jou die lig van God. Kyk hoe laat hierdie persoon dit toe. So net om jou af te sluit, dis hoe ons kan oorgee. So hoe? Daar gebeur iets in hom wat hy nie 'n bewys soek wie Jesus is nie. Kan jy sien, die een wil, is jy die koning? Vra die soldate, die ander een, is jy die Messias? So jy het mos nou wonder, is jy die wonderwerk? Kyk, jy het geen bewys nodig. Kyk, dis die wonder van 'n misterie. Sy bewuswording is, dis hy. Kyk, dis wat jy nodig het, as jy 'n pad met God verloop. Jy het nie 'n bewys nodig nie. Jy het nie, en wat interessant is, al hierdie goed is eksterne goed. So okay, doen dit dan glo ons, doen dit. En wie is in die middelpunt? Jy. Want as hierdie bewyse daar is, want dis hoe jy dit uitgewerk het, dan is dit God. So jy staan in die senter. Jy besluit of dit bewyse is of nie. Kyk, hier's iets heeltemal anders. Daar is 'n diep bewustheid en 'n ontzag wat geen bewys nodig het nie. Dis hoe jy oorgee, is nie omdat jy bewys het dat jy kan oorgee, of omdat jy iets gaan kry dat jy oorgee. Jy gee oor. En dan in tweede plek, hy wil nie lyding sy stap nie. Hy soek 'n verhouding. Here, dink aan my asseblief. Hy maak die ou langsom stil. Hy sê, ja, hou jy nou net op, asseblief. Weet jy dat ek en jy verkeerd is? Weet jy dit? Kyk, kan jy sien, daar's ook 'n diep morele insig in sy eie gebrokenheid, in dit wie hy is. Maar weet jy wat sou ook? 'n totale breek met die kultuur en met sy ideologie en wat hy glo. Wie is hy? Hy's eintlik maar soos 'n apartheidsaktivis. Hy's 'n vryheidsvegter. Is vir 'n wonderlike rede dat hy dit doen. Die Jode wat daar staan moet hom admireer dat hy gee sy lewe eintlik vir mense. Hy breek met dit ook. En dan die laaste, hy sien sy sterflikheid as iets groters as die dood. Is nie ongelooflik nie. Kyk, as jy in lyding is en jy het nie dit nie, wat het jy? As jy in hierdie lewe, onthou jy Jesus sê, man, moenie vir jou hier skatte bymekaar maak nie. Wat doen hy? Hy dekonstrueer ons vashou aan sekuriteit. Dis maar al wat hy doen. En hier is iemand wat 'n bewustheid kry dat hierdie lyding, daar's iets baie groters as dit. En hy sê, Here, dink aan my. En Jesus sê vir hom, vandag is jy saam met my in die paradys. So iets in hom maak kontak met die ewigheid waarvan Jesus praat. En hy kan dit glo en hy kan dit voel. Mag jy vandag voel, ja, hoe die Here jou uitnooi na lewe toe groter is gemaak. Ek val ook daar. En dat daar 'n lewe baie groter is as net die vinnige antwoorde of bewyse wat ons soek, dat die kruis sê, daar's iets baie, baie groter as dit. Dat daar 'n lewe is wat
ek my nie hoef af te sny van hierdie pyn en hierdie wêreld nie, maar dat ek eintlik in dit ingenooi word en dat daar nie 'n lewe is van kits en vinnige antwoorde nie, maar dat daar werklike lewe is wat die antwoord van my lewe ten volle in God opgeneem kan word en dat dit meer as genoeg is. Kom ons sê vir die Here dankie vir hierdie dag. Here, dankie vir 'n goeie dag en 'n dag soos hierdie wat ons kan laat sien hoe U ons uitnooi en hoe U ons vashou. Amen. May the cross, a symbol of both suffering and transformation, be a guide in your journey towards the depths of self-discovery. As the cross stands tall, bearing witness to the weight of the world's struggles, may you too find strength in confronting your own challenges, recognizing that within them lies the potential for profound growth. In the shadow of the cross, may you discover the courage to face the complexities of your own being, embracing the paradoxes that make you uniquely human. May the wounds of the cross become windows through which the light of understanding streams into the depths of your soul, revealing the sacred interconnectedness of your experiences. As the power and mystery of the cross intersects with the wisdom that is being revealed to you, may you navigate the tensions of doubt and faith, finding in your struggles the raw material for a resilient and authentic spirituality. May you recognize the transformative power inherent in embracing the depth of your own suffering, allowing it to become a source of hope and renewal. May the benediction of the cross be a reminder that even in the darkest moments, there is the potential for resurrection, a rebirth into a more authentic, compassionate, and integrated self. May you carry the wisdom of the cross with you on your journey, allowing it to illuminate your path and infuse your existence with meaning and purpose. Amen.